Hartlik welkom, liewe vriende, vanmôre by ons Sondag-erediens van Uit die Woord Digitaal. Op hierdie pragtige môre is dit ons voorreg om in die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, by mekaar te kan kom. En dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Uit die Woord Digitaal is 'n onafhanklike platform wat die woord van God onbevrees, onbevange en suiwer verkondig aan alle mense van die wêreld. Vir ons gaan dit daaroor dat jy die woord suiwer sal hoor, sodat die Heilige Gees in jou hart kan werk en jou in die geloof sal versterk en vir jou antwoorde vir jou lewe kan gee. Mag vanmôre se boodskap vir ons elkeen tot baie groot seën wees. Liewe vriende, ons wil graag vir elkeen uitnooi om Sondag 1 Maart om 11:00 saam met ons 'n wonderlike spesiale erediens by te woon by die Safari Garden Center se kapel in Lynnwoodweg, Pretoria. Jy moet plek bespreek daarvoor, alhoewel dit gratis is, wil ons net seker maak dat jy 'n sitplek het en jy kan vir ons jou besonderhede stuur na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou die skakel stuur hoe om te bespreek. Jy's baie welkom vir 'n wonderlike oggend van woordverkondiging, samesang, voorbidding en lofprysing. En ons glo dat dit baie geseënd sal wees. Sluit ook gerus aan by ons daaglikse oordenkings. Ons stuur elke dag 'n oggendoordenking hierby Uit die Woord Digitaal uit op verskillende WhatsApp groepe hier in ons land en in die buiteland. Dis absoluut gratis. Stuur net vir ons jou naam en selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons voeg vir jou by. Ons wil vanmôre baie dankie sê vir elkeen se skenking en donasie om ons kanaal in stand te hou. Wat 'n voorreg om so saam te kan werk as kinders van die Here, sodat God se koninkrykswerk kan voortgaan. En jou donasie maak dit vir ons moontlik. Baie, baie dankie daarvoor. Nou voordat ons vanmôre begin op hierdie pragtige oggend, is dit my bede dat die Here ons elkeen se harte sal aanraak en deur sy woord vir ons in die geloof sal versterk. Kom ons word stil voor die Here, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons op hierdie pragtige dag u naam kan aanroep in gebed. Ons prys u as ons Here en ons God. Dankie dat u u liefde aan ons kom openbaar op 'n baie besondere wyse. Here, en dat ons u kan leer ken deur u woord en deur Jesus Christus u seun. Dankie ook vir die werk van die Heilige Gees in ons harte en in ons lewens. Maak ons harte vanmôre oop vir u woord. Praat met elkeen van ons en leer ons, Here, sodat ons hierdie boodskap ons eie kan maak en daarvolgens kan lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, op hierdie lieflike koel oggend wat die Here vir ons gegee het die Here vir ons 'n baie belangrike boodskap vanuit sy woord. Ons praat vanmôre oor die tema saam bly of trou. En hierdie is nogal 'n baie belangrike tema wat ons in hierdie moderne tye 'n duidelike antwoord oor moet kry. Wanneer ons praat oor saam bly, is dit 'n algemene tendens in die moderne tye dat mense saam intrek in 'n huis en as 'n paartjie saam bly asof hulle getroud is en ook dinge doen asof hulle getroud is. Wat leer die Here se woord daaroor? Mag kinders van die Here saam bly of moet ons liewer trou? En ons gaan vanmôre praat oor hierdie uiters belangrike tema sodat ek en jy kan weet wat God se wil vir ons lewe is en hoe ons besluite in ons lewe moet neem. Nou dinge wat vroeër as totaal en al onaanvaarbaar erken is in die samelewing, word vandag algemeen aanvaar. Mense lig nie eers meer wenkbroue as jy praat van ons bly saam nie. Nou een van daardie dinge is saam bly voor die huwelik, wat in die moderne samelewing maar as iets algemeens aanvaar word. Dit is saam bly as 'n kerel en 'n meisie, of saam bly as verloofdes, of saam bly bloot omdat dit vir ons prakties is en finansiëel dalk goedkoper is om saam te bly.
En laat ons maar eerlik wees, dit is nie net jong mense wat saam bly nie. Ons sien ook dat ouer mense, middeljariges en selfs bejaarde mense somtyds saam bly. Maar vandag is die vraag, broeder en suster, wat sê God oor saam bly? Want as jy die wêreld vra, dan het hulle 'n baie duidelike antwoord. Maar ons vra vandag, as kinders van die Here, die volgende: wat vra God van ons? Is jou keuse wat jy dan gemaak het tot eer van God? Die wêreldse redes vir saambly is baie duidelik. Ons ken die verskonings van mense wanneer hulle 'n antwoord moet gee waarom hulle saambly. Hulle sal byvoorbeeld sê, dit is net 'n toets om te sien of ons verhouding reg is. Of hulle kan sê, dis baie goedkoper om saam te bly, want dan spaar ons ook geld. Ons gaan mos in elk geval trou. Daarom begin ons so lank saam bly om dinge bymekaar te maak vir na die troue. Of hulle sê, dit kan tog mos nie regtig verkeerd wees nie, want almal doen dit. Sommige mense sal sê, ek is deur 'n baie lelike egskeiding in my lewe, ek het baie seer gekry, my hart is seer, en ek wil nie weer daardeur gaan nie, en daarom bly ek nou sommer saam met iemand. Nou hierdie redes, liewe vriende, kom dikwels van mense wat ook bely dat hulle in God glo. Ons praat nie hier van mense wat heeltemal goddeloos is en in elk geval maar net saam bly omdat hulle wêrelds is nie. Ons praat van mense wat 'n pad saam met Jesus loop, of wat vir God ken en in God glo, wat ook antwoorde soos hierdie gee. Die wêreld sê, toets eers, trou later. Maar God sê, trou eers en beleef later. Nou wat sê die Bybel oor die gedagte van saam bly? Die Bybel sê niks oor saam bly nie, en daar is nie een teksvers in die Bybel wat iets oor saam bly praat nie. En dit is regtig belangrik om dit ook in die regte konteks dan te verstaan. Daar is niks sondigs daaraan om 'n huis te deel nie, of om 'n dak te deel nie, of om individueel in 'n huis saam te bly nie. Die sonde lê daarin, liewe vriende, wanneer ongetroudes leef asof hulle getroud is en doen wat bedoel is vir die huwelik. En ja, ons praat hier van seksuele intimiteit. Maar enige getroude persoon sal vir jou sê, die huwelik is soveel meer as bloot maar net seksuele intimiteit. Dit gaan in die huwelik oor 'n emosionele band. Dit gaan in die huwelik oor afhanklikheid van mekaar. Dit gaan in die huwelik oor gedeelde verantwoordelikhede. Maar dit gaan ook oor eenwording voor God, soos wat die Here dit in die huwelik bedoel het. Nou, as ons kyk na die Bybel in Genesis 2 vers 18, staan daar die volgende woorde: dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Nou van die begin af, liewe vriende, het God 'n spesifieke orde ingestel. God skep man en vrou, Adam en Eva. Maar God gee ook vir hulle 'n huwelik, waar daar 'n eenwording tussen hulle twee kan wees. Binne daardie huwelik gee hy intimiteit, en hy gee eenwording, en hy gee kinders, en hy gee groei, en hy gee beskerming. Die huwelik is nie iets wat mense uitgedink het nie. Dis nie 'n menslike instelling nie, maar God het dit ingestel. Dit is die een groot geskenk wat God aan ons kom gee het as mensdom. Die huwelik is 'n besondere ruimte waar twee mense een kan word, op geestelike vlak en op 'n fisiese vlak. Maar die huwelik is ook waar kinders gebore kan word en veilig kan voel en geborge kan wees en 'n gesinsstruktuur kan beleef. Hulle kan ook opgevoed word in die vrese van die Here.
Binne die huwelik is daar ook 'n ruimte waar man en vrou saam kan groei, mekaar kan dra en mekaar kan ondersteun. Die huwelik is ook 'n ruimte waar God ons beskerm teen wêreldse sondes soos losbandigheid en verslawings en egbreek. God se gebooie is nie tralies nie, liewe vriende. Dit is beskerming. Ons moet binne die grense van God se gebooie leef om sy seën te kan beleef en geluk in ons huwelik te kan ervaar. Die Bybel leer vir ons dat ons in die eg verbind moet word in 'n huwelik. En as dit nie vir God belangrik was nie, waarom praat die Bybel dan van 'n huwelik of 'n verbintenis tussen 'n man en 'n vrou? Waarom praat die Bybel dan van 'n eenwording binne die huwelik? Waarom sou God die 7de gebod gegee het as hy nie belang gestel het in huwelike nie? En die 7de gebod van die wet sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Geliefdes, Efesiërs 4 vers 22 tot 24 is sekerlik van die belangrikste verse as ons oor die huwelik praat. Daar staan, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense, nuwe mense en wees heilig. Dit is die kernvraag vandag. Is God belangrik genoeg in jou lewe dat jy bereid is om heilig vir hom te lewe en anders vir hom te lewe? Heiligheid beteken nie volmaaktheid nie. Die woordjie heilig beteken afgesonder. Die Here wil hê dat ons afgesonder vir hom moet lewe, in gehoorsaamheid aan hom moet lewe. Die wêreld sê, dis normaal om saam te bly. Doen dit as jy dit wil doen. Dis reg. Eksperimenteer daardeur. Dit is jou keuse. Maar God sê, ek gee vir jou 'n huwelik. Ek gee vir jou intimiteit. Maar dit is bedoel vir God se orde en God se wet. Hoekom sou ons hierdie wonderlike geskenk van die liefde wat ons uit God se hand ontvang en hierdie wonderlike geskenk van die huwelik wil vat en dit wil toedraai in vuil ou koerantpapier en dit wegsteek tot op 'n dag wanneer ons dit miskien regtig wil gebruik? En nou is die vraag vandag, hoekom wil jy saam bly? Laat ons dit baie eerlik vir mekaar vra. Wat is die rede? Hoekom wil jy regtig saam bly? As jy so seker is van julle verhouding, trou dan. Maar as jy nie seker is nie, moenie getroude dinge gaan doen wat binne die huwelik hoort nie. Ek het al te veel gesien, liewe vriende, hoe 'n halfhartige verhouding opeindig. Met trane, met pyn, met 'n gebroke hart, met seerkry en met skuldgevoelens. Saam bly sonder 'n huweliksverhouding en 'n huweliksverbintenis hou altyd 'n agterdeur oop. En 'n oop agterdeur is 'n fondasie, is nie 'n fondasie vir liefde nie. Maar dit is die broeigrond van twyfel en wantroue. Daarom wil jy 'n agterdeur oophou. Nou Paulus gee vir ons 'n baie belangrike opdrag oor verhoudings in Efesiërs hoofstuk 5. Hy sê oor die huweliksverhouding in vers 22: Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos aan die Here. En dan sê hy in Efesiërs 5 vers 25: Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Vra jouself af, is dit wat ek as mens glo en as Christen glo? Is dit wat ek in my maat sien? Is dit enigsins vir my belangrik, dit wat hier geskryf staan in Efesiërs 5 vers 22 en 25? En as ek antwoord, ja, die Here se woord is vir my belangrik, want ek het die Here lief en ek wil sy opdragte uitvoer, dan hoort saam bly
nie in jou lewe as Christen nie. As hierdie Bybelse beginsels nie vir jou saak maak nie, dan moet ons eerlik wees oor watter stem ons volg, naamlik die wêreld se stem en beslis nie God se stem nie. As ek saam met iemand anders bly in 'n verhouding en dinge doen wat in 'n huwelik tuis hoort, is dit niks anders as losbandigheid nie. En dit is sonde in die oë van die Here. Ons sien daar in 1 Korintiërs hoofstuk 6, praat Paulus daaroor dat sedeloosheid, iemand wat sedeloosheid doen 'n gruwel vir die Here is, en dat so 'n persoon nie die koninkryk van God sal beerwe nie. En dan sê hy ook later in 1 Korintiërs hoofstuk 6 en vers 18, dat losbandigheid uiteindelik nie pas by kinders van die Here se lewe nie. Dit is sondige gedrag wat nie goed gepraat kan word nie en nie die wil van die Here vir ons lewe is nie. As ek dalk tans in 'n verhouding is waar ek saam bly met iemand en leef asof dit binne 'n huwelik is, dan moet ek dit bely as 'n sonde. Bely dit voor God. Laat staan die swak gedrag en die sondige gedrag. Vra God om vergifnis en hy sal jou skoon was deur die bloed van Jesus. Bekeer jou tot God. Wees heilig, want God is heilig. En voer God se opdragte uit. Word gehoorsaam aan die Here. God roep ons nie om soos wêreldse mense te lewe nie. Hy roep ons om anders te wees, om heilig te wees, om gehoorsaam aan hom te wees. En saam met daardie roeping kom sy seën in ons lewe. Seën oor ons verhoudings, seën oor ons huwelike en seën oor ons gesinne. God se pad bly nie altyd die maklikste pad nie en is nie altyd die maklikste pad nie. Maar dit is die beste pad vir jou lewe. Dit is God se wil en daardie pad sal groot vreugde en seën in jou lewe bring. Saam bly of trou? Dit is die vraag vandag. Die vraag is eintlik, aan wie is jy gehoorsaam? Aan die wêreld of aan God? Mag die Here jou vandag tot nuwe nadenke bring oor jou eie lewe. Kies God en sy woord. Kies die huwelik. Lewe heilig, want God is heilig. Wees gehoorsaam aan die Here en gaan lewe as gelowige kinders van God elke dag tot sy eer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag in aanbidding voor U kan buig op hierdie mooi dag. Ons prys U dat U woord duidelik is, dat dit die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet is. Dankie Here dat U vandag ook vir ons 'n duidelike antwoord kom gee het, naamlik dat die huwelik U wil vir ons lewe is. Laat ons dit met die regte hartsgesindheid aanvaar. Laat ons nie luister na wêreldse stemme en na moderne antwoorde, sogenaamde antwoorde van mense nie. Maar laat ons na God se stem luister. Laat ons na U woord luister. Laat ons doen wat U woord van ons vra. Vandag wil ons bid, Here, dat U alle huwelike ryklik sal seën. Dat U mense die regte hartsgesindheid sal gee, sodat hulle huwelike in stand kan hou tot eer van die Here en dat hulle aan U gehoorsaam sal wees. Beskerm ons teen alle aanvalle van die Satan en wêreldse mense en gee vir ons die regte hartsingesteldheid om gelowig te gaan doen wat U van ons vra. Dankie vir hierdie boodskap vandag, Here. Seën dit in ons harte. Dankie dat die Heilige Gees ons in staat stel om die regte keuses te maak as ons 'n pad saam met hom loop. Seën ook vir ons die komende week en vul ons harte met U vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen. Vriende, dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.